gaan vir julle en die gemeente gaan ek vanmôre 'n nuwe lied leer. Het gaan oor die Heilige Gees, want ons praat vanmôre oor die Heilige Gees. Wie van julle weet hoekom praat ons vanmôre oor die Heilige Gees spesifiek? Wie van julle kinders weet? Wie van die groot mense weet? Dis Pinkster. En ons gaan vandag bietjie baie praat oor Pinkster in die erediens, maar vir die kinders Pinkster, vir ons in die Nuwe Testament, beteken dit, dis die dag waarop die Heilige Gees aan die kerk uitgestort is. Soos daar 'n dag was wat Jesus gebore is, nee, ons vier dit gewoonlik op Kersdag, 25 Desember, so was daar 'n dag waar, en dit beteken nie die Heilige Gees was nie voor die tyd daar nie, net soos dit beteken nie beteken dat Jesus nie bestaan het voor die geboorte nie. Net so beteken dat die Heilige Gees was daar, hy was altyd daar gewees, maar daar op 'n besondere manier het die Heilige Gees, het God die Heilige Gees vir sy kerk, vir ons as kerk uitgestort, en dit vier ons gewoonlik op hierdie Sondag, en ek gaan later 'n bietjie meer daaroor sê. Maar ek wil vir julle as kinders en vir julle groot mense ook, wil ek vanmôre 'n nuwe liedjie leer, wat gaan en sê, die Gees van God is hier, en dan gaan ons hom lekker sing, nee. Die Gees van God is hier, is hier, is hier, die Gees van God is hier, is hier, is hier, hy lei ons reg, hy wys ons die pad, die Gees van God is hier, hy help ons elke dag, elke dag, elke dag, hy help ons elke dag, elke dag, elke dag, hy troos ons hart, gee nuwe krag, hy help ons elke dag. Ons loof die Gees van God, van God, van God. Ons loof die Gees van God, van God, van God. Hy woon in ons, hy maak ons nuut. Ons loof die Gees van God. Ek het vanmôre sommer 'n eenvoudige ietsie saamgebring vir ons, nee. So 'n ballon. Gewone ballon. Ek nou net so 'n bietjie trek, het hy nou nie terugblaas in my keel as ek hom probeer opblaas, nee. Hierdie ballon, sê nou so daar lê. Dink julle hy is nou iets wat mens kan iets met hom doen? Nee, mens kan nie regtig nie, nee. Net 'n ballon, kan kom skiet. Maar dis nie goed nie, dis nie mooi nie. So, wanneer ek hierdie ballon nou opblaas, dan kan die ballon word wat hy veronderstel is om te wees, nie. Nie te hard blaas nie, want hy het 'n barse en dan skrik julle almal. Het sal goed wees vir die ouer mense om hulle net wakker te kry. Nou, as ek nou hierdie ballon so opgeblaas het, nou kan ons julle kinders slaan om ons en speel met hom, en die lekkerste is om seker om hom te bars. Nee. As ek nou hierdie ballon, hy is nou vol asem, wat dink jy dat gaan gebeur as ek hom los? Hang het af, of ek hom helemaal los of net so maak. Dus mens kan dit ook doen met 'n ballon. Nee, mens kan so ook maak met 'n ballon. Maar as ek hierdie ballon nou net gaan los, wat gaan met hom gebeur? Sê, toe kom weer gaan haal. As ons 'n ballon opblaas en hy is vol lug, dan vlieg hy sommer net rond. Nee. En ons lees in Handelinge, dat toe die Heilige Gees uitgestort is, het God gekom en daar was 'n geweldige rukwind gewees, daar was 'n wind. En die wind het gekom en toe daar in 'n teken van 4 vlamme, het die Heilige Gees op al die mense gekom. En ons lees in die Bybel dat die Heilige Gees eintlik in ons wil kom bly. Nou, die maklikste manier om dit te verduidelik, is om te sê dat die Heilige Gees wil in ons wees, soos wanneer 'n mens asem in 'n ballon blaas.
As ek nou die ballon gaan toebind, dan gaan die lig nie uit ontsnap nie, nee, dan gaan die lig binne bly. Dan kan ek hom vir jou gooi, en jy kan hom skop, of jy kan hom optel en vir my teruggooi, of ons kan hom klap, en ons kan bietjie met hom speel, en dan word hierdie ballon, word wat hy veronderstel is om te wees, want dis kom ballon daar is. Of om mooi te lyk of jy op 'n partytjie hou, en jy sit dit buite op jou hek, en weet al die mense jou partytjie, of dat ons bietjie pret met hom kan hê, kinders, nee. En dan is het nou heeltemal klaar, as die partytjie oor is, haal jy die ballonne af, en wat doen die mens dan? Dan bars jy hulle, maar dit is nie wat ons vanmorgen gaan doen nie, want ek wil nie hê ons met hom bars nie. Maar as hierdie lig nou hier binne bly, dan is hy beheer, nee, ons kan hom beheer, ons kan hom blaas, ons kan hom slaan, ons kan doen met hom wat ons wil. As ons die gaatjie oopmaak, en die lig blaas net uit, dan is dit onbeheer. Ons kan nie beheer, ons kan nie sê waar die ballon heen gaan, jy gaan sommer net waar en toe hy wil. Die Gees van God wil ons so maak. Hy wil in ons kom bly, hy wil in ons kom wees, sodat ons beheer kan word. Onder Gees van God beheer kan word, dat ons deur God beheer kan word, sodat God met ons kan doen, wat hy wil hê, ons moet doen. En dis die enigste manier wat dit kan gebeur, as die Here sy asem in ons blaas. Nou ons lees in die Bybel van twee plekke van die uitstorting, of die gee van die Heilige Gees. Ons lees nie net in Handelinge 2 nie, bekende gedeelte is Handelinge 2 nie. Wie van julle weet waar is die ander gedeelte waarvan ons het, waar ons lees dat Jesus die Gees vir sy disciples gegee het. In Johannes 20 vers 22, dan staan daar ook, toe Jesus met die disciples verskyn het na sy opstanding, staan daar, en hy het met sy disciples gepraat, en voordat hy met hulle weggestuif, het hy sy Gees, het sy asem oor hulle geblaas, en hulle gesê, ontvang die Gees. Elke keer gaan dit gepaard met asem. Wanneer lees ons nog in die Bybel van iets wat asem, of iemand wat asem ingeblaas het? Genesis 1, toe God vir Adam geskep het, uit modder gevorm, het die Here in sy mond geblaas, het sy asem ingeblaas, en Adam het lewe gekry. En daarom leer die Bybel ons ook, dat die Gees is, wat vir ons lewe gee. Sonder die Gees leef ons nie regtig nie, sonder die Gees bestaan ons, is ons. Maar as ons die Gees van God in ons lewe toelaat, dan word ons vol met die Gees, en dan gaan ons begin om te leef soos wat die Here wil hê ons moet leef. So as julle nou volgende keer weer 'n ballon sien wat opgeblaas is, dan dink julle aan wat? Dat die Heilige Gees ook in ons wil kom bly. Wie wil die ballon hê?